Vandag in ons reeks deur die profete, kom staan ons bietjie stil by Jona. Nou Jona het net 4 hoofstukke in die Bybel, maar tog beteken hy verskriklik baie. Hy beslaan so 'n kort stukkie in die Bybel, maar ons sê so baie oor Jona. Ek dink as ek vir jou vra om vir my ietsie oor Jona te sê, dan gaan jy heel moontlik iewerste iets van 'n vis sê. Of jy nou daarin glo of nie. Miskien gaan jy meer teologies daar wil dink en sê nee, maar Jona gaan eintlik oor 'n profeet wat ongehoorsaam was. Jy gaan so ietsie daar wil sê dat hy weggehardloop het van God se plan. Nou Jona het net 'n paar boodskappe. Jy kan dink 4 hoofstukke het nou nie baie nie. Hy het 'n paar boodskappe, maar hierdie boodskappe is almal verskriklik belangrik. Ons mis so nou en dan bietjie die laaste boodskap van Jona, omdat ons fokus op die groter gedeeltes, wat die bekende gedeeltes is, dit wat in die kinderbybel ook opgevat is, daai prentjies wat ons ken van Jona en die vis, ons fokus mos nou maar. Volgende wil ek bietjie meer fokus op 'n deel wat nie so baie aandag kry nie, Jona 4. Nou voordat ek Jona 4 gaan lees, gaan ons die laaste vers in Jona 3 lees, en net voor dit moet ons dalk sê, wat het gebeur hier in Jona 3, want Jona 4 gaan jy nie verstaan as jy die Jona 3 gelees het nie, en hopelik het jy dit by die huis al so 'n bietjie deurgegaan. In die eerste paar hoofstukke gaan dit oor God wat vir Jona stuur na Ninive toe, om daar vir hulle te gaan vertel dat hulle verwoes gaan word, omdat hulle op die verkeerde pad is. So God sê vir Jona, Jona gaan sê vir hierdie mense in Ninive, ek gaan hulle verwoes. Jona gaan dan, nadat hy eintlik eers gevlug het, hy stry so 'n bietjie met God, ons ken die storie van die vis wat hom uitspoeg, en na lang gesukkel en baie gestry, kom Jona nou wel daar in Ninive aan. En dan preek hy. Hy bring die boodskap wat God op sy hart gelê het vir die volk daar in Ninive. Die koning in Ninive skrik so groot toe hy die boodskap hoor dat hy tot bekering kom. Hy roep die hele dorp tot bekering, en as jy Ninive, as jy Jona gaan lees, gaan jy sien, hy roep totdat die diere tot bekering moet kom. Hierdie koning wil hê almal moet op die regte pad wees. En dan lees ons hier aan die einde van hoofstuk 3 wat gebeur, nadat hulle tot bekering gekom het. God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad. God was jammer dat hy gesê het, hy 'n ramp oor hulle gaan bring, en hy het dit toe nie uitgevoer nie. Nou hier gebeur 'n paar goed wat ons nie moet mis nie. Ek dink die belangrikste gedeelte wat ons nie moet mis nie, is verskrik. Jy moet vir 'n oomblik bietjie dink aan jou eie bekering. Het jy iewerste in jou lewe tot bekering gekom? Stap jy 'n pad met die Here? Jy sien, meeste van ons wat hier so is, die tipiese NG lidmaat het groot geword in 'n Christelike huis. So ons weet nie van 'n tyd voor Jesus nie. Ons ouers was goed genoeg om ons te leer van wie Here is. So ons was nog altyd Christene. Ons het nie regtig 'n lewe voor Jesus gehad nie, maar iewerste in 'n mens se lewe, ek en jy dalk nou wat so groot geword het tot inkeer gekom en besef, dis belangrik om die Here te dien. Homself daai besluit te maak. Nou Ninive het dit nie gehad nie, hulle het 'n ander pad gevolg, en toe moes hulle tot bekering kom. En dit was 'n verskriklike groot ding die oomblik toe hulle tot bekering gekom het. En dan, nadat hulle tot bekering kom, besluit God om hulle nie te straf nie. Hierdie is een van die gedeeltes wat ons nie moet mis nie. Nadat hulle tot bekering gekom het, besluit God om hulle nie te straf nie. Sien jy hoe belangrik is bekering? Want hierdie mense het straf verdien. Hulle was op pad om verwoes te word. Toe kom hulle tot bekering, en God weerhou die straf. Dit kan vir my en jou geld ook, dat ons dade, dit wat ons doen, ons kan red van straf. Dis een van die gedeeltes wat ons hier moet raak lees. Bekering keer straf. Maar dit het Jona erg ontstel. En hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê, ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsus toe gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. Nou Jona is 'n interessante karakter, dit ontmoet jy, of kom jy agter in hierdie paar hoofstukke wat ons van hom lees, baie interessante karakter. Mense is hy verskriklik arrogant.
Arrogant wanneer hy sommer vir God sê, presies, dis mos nou wat ek gesê het. Ek het gesê ek wil nie na hierdie plek toe kom nie. Kan jy jouself verbeel, jy praat so met God? Ek dink nie Jona het mooi met God op daai stadium gepraat. Ek dink regtig hy was verskriklik arrogant en kwaad. Dis hoekom ek nie wou kom nie, want ek het geweet dit gaan gebeur. Sê Jona vir God. God sê vir Jona, hy moet gaan. Jona doen dit nou werk dinge nie uit wat Jona wou gehad het nie. Nou sê Jona, uiteindelik beskuldig hy vir God, God, u het my tyd gemors. En vir hom daar. Jona sê vir God, hy het sy tyd gemors. Hy's kwaad. Ek dink Jona het tog rede om kwaad te wees. Jona lê een aand in slaap, rustig, minding his own business. En God sê vir hom, gaan, staan op en gaan na Ninive toe. Jona los alles agter, hy skrik so groot, hy vlug Tarsus toe, dis heeltemal in 'n ander rigting. Daar op die skip kom hulle agter dat hy die oorsaak van die storm op die see is. Hulle gooi hom oorboord. Op daai stadium sou Jona gedink het, ek gaan doodgaan. 'n Vis sluk hom in. 3 dae later spoeg die vis hom uit. Jona dink, wie gaan my glo as ek hierdie storie vertel? Hy moet stap na Ninive toe, wat baie ver was, van waar die vis hom uitgespoeg het. 'n Paar maande se reis. Op pad soontoe sou hy gedink het, hoe gaan die boodskap wat ek bring ontvang word? Ek ken die mense daar in Ninive, hulle is goddeloos. Hulle gaan my doodmaak. Jona gaan soontoe. Hy bring die boodskap. En die teenoorgestelde gebeur. Die koning kom tot bekering. Die dorp kom tot bekering. En God sê, ek gaan hulle nie meer straf nie. In Jona se woede erken hy steeds wie God is. Hy sê God is genadig. God is barmhartig. God is geduldig en oorvloedig in troue liefde. As dieselfde storie met jou gebeur het wat met Jona gebeur het, of iets soortgelyk, waar jy een ding heeltemal agtergelos het en in 'n ander rigting ingegaan het, want jy het geglo dis wat God jou voorroep. Jy doen alles wat God van jou vra, maar dinge werk nie vir jou uit nie. En jy is platgeslaan, te neergedruk, moedeloos, hulpeloos. Sal jy nog steeds in daardie omstandighede kan sê, Here, U is genadig. U is barmhartig. U is genadig. En oorvloedig in troue liefde. Wie is God vir jou in jou slegte tye? Jy sal sien, Jona beskuldig nie hier vir God van slegte goed nie. Hy loof hom eintlik vir die goeie goed in Jona se slegte tyd. En dan kom 'n baie donker deel in Jona se boek. Here, neem dan nou maar my lewe van my weg. Want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Jona is moedeloos. Hy gee op. En dan vra hy, kom haal my. Ek het genoeg gehad. Ja, moet 'n verskriklike plek in jou lewe wees as jy daar kom waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Kom haal my nou maar. Kom haal my nou maar. Weet, in Jona se tyd was daar nog nie iets so selfdood gewees nie. Was nie iets wat hulle gedoen het nie. As dit daar was, het hy dit heel moontlik gedoen. Maar Jona sê, Here, ek sien nie meer kans, kom haal my. Ek dink hier het sy woede, wat ons nou net van gelees het, al bietjie verander. Die woede het oorgegaan na hartseer toe, en die hartseer het oorgegaan na 'n diep neergedruktheid, of 'n depressie, nog iets wat nie bestaan het in die tyd van die Bybel nie, nee. Daar was mense met depressie, maar dit was nooit gesê nie. Die woord het nog nie bestaan nie. Maar ek vermoed, dit is presies wat hier met Jona gebeur. Hy is depressief. Want dinge het nie uitgewerk soos hy wou hê nie. Of soos hy gedink het nie. Hy het dan sy hele lewe prys gegee om vir hierdie mense te gaan sê, God gaan hulle verwoes. En nou sê God, hy gaan nie.
Jona is te neergedruk, want dinge gebeur nie soos wat hy gedink het dit gaan gebeur nie. En dan gebeur die volgende, daarom sê die Here vir hom, is dit reg dat jy so kwaad is? Jona het by die stad uitgegaan en aan die ooste kant gaan sit. En daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daaronder in die skaduwee gaan sit, sodat hy kon sien wat met die stad gebeur. God vra vir Jona, Jona, het jy regtig rede om so kwaad te wees? Hoekom is jy so kwaad? Jona antwoord nie eers vir God nie. Maar die manier hoe hy daar wegloop en dit wat ons dan lees, kom ons agter, Jona is maar nog goed kwaad. En dan gaan sit Jona nou daar buite die stad. Durf ek sê, redelik dikbek. Hy gaan sit nou daar. En hy gaan nou kyk, wat gaan God doen? Gaan God nou die stad verwoes? Of gaan God nou die stad red? Wat gaan God nou doen? Daar sit Jona. En eintlik kry hy homself net jammer. Arme Jona, wat sy hele lewe opgegee het vir God se doel, en nou doen God nie wat God gesê het hy gaan doen nie. Toe het die Here God 'n kasterolieplant beskik om oor Jona op te kom, vir 'n skaduwee oor sy kop, en om hom van sy onvergenoegdheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. God is so goed, genadig, barmhartig, geduldig, oorvloedig in troue liefde, dat hy daar waar Jona sit, na hom toe uitreik. God het niks verkeerd gedoen nie. Jona het. Jona is kwaad oor hy nie sy sin kry nie. God gaan na hom toe en hy gee vir hom 'n kasterolieplant. Nou ek lag eintlik hieroor want dit vat maar min om vir Jona gelukkig te maak. Ek dink ek sou so baie gelukkig gewees het oor 'n kasterolieplant in daardie omstandighede. Jy weet, in hulle tyd, Here gee my eerder 'n tipe van lemonade of iets. Hier waar ek sit, maar kyk, die plant moet dit nou seker maar doen. Maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurm beskik. Dit het die kasterolieplant binne gedring en dit het verlep. Teen sonop het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op Jona se kop bak, het hy duiselig geraak en gewens hy gaan dood. Hy sê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Weereens kry die depressie vir Jona hier beet. En ek kan nou met meer sekerheid sê ek het depressie gehad, want hy sit net daar. Niks het vir Jona gekeer, die oomblik toe hierdie kasterolieplant nou verlep het, om maar op te staan en koelte op 'n ander plek te gaan soek nie. Niks het vir Jona gekeer om te sê, okay, ek sien Ninive gaan nou bly staan, God gaan niks doen nie, so kom ek gaan nou maar terug na my land toe. Of kom ek gaan maar aan met my lewe. Niks het hom gekeer nie, maar hy bly nie daar sit. Hy weet hy moet opstaan, maar hy bly net sit. En dis wat depressie aan 'n mens doen. Jy weet, ek moet hier opstaan, ek kan nie hier bly nie, ek moet aangaan. Maar jy kan nie, want jy's verlam deur die depressie. En dan sit jy daar in jou eie gedagtes en sê, Here, soos hy weer 'n keer maak, kom haal my nou maar. Dis vir my beter om te sterf as om te lewe. Wil ons so 'n bietjie dink aan Jona se situasie, die ou wat alles gelos het om vir God te gaan werk. En daar sit hy en hy sien Ninive word nie verwoes nie. Waartoe gaan hy teruggaan? Wat gaan hy vir die mense sê waar hy kom? Mense gaan sê, Jona, jy was lang ruk weg, waar was jy? God het my geroep, toe vlug ek, klim ek op 'n skip, gooi hulle my in die see, toe sluk 'n vis my in, 3 dae later die vis my uit, Jona, die vis jou ingesluk. Ja, hoe weet jy dit was 3 dae? Was al lig in die vis, wat se vis was dit? Onmoontlik. Ja, Jona, dink die son het dalk te kwaai op jou kop gebak daar onder die kasterolieplant, nee. Jona dink, hy het niks om na terug toe te gaan nie. Mense gaan hom nie glo nie. Wat gaan nou van hom word? Hy het nie meer 'n doel nie.
Here, kom haal my want ek weet nie meer hoe die pad vorentoe lyk nie, sê Jona. Toe sê God vir Jona, is dit reg dat jy kwaad is oor die kasterolieplant? Hy het geantwoord, ek is te reg tot die dood toe kwaad. Toe sê die Here, jy is besorg oor die kasterolieplant, waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie, die groot stad waarin daar baie mense, of baie meer as 120.000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. Ek vind dit interessant hoe mense kan betrokke raak by goed wat eintlik niks met hulle te doen het nie. Soos Jona nou hierso ongelukkig raak en kwaad raak oor die kasterolieplant en oor dit wat daar in Ninive gebeur, terwyl dit eintlik met hom niks te doen het nie. Terwyl hy self geen werk daarin gesit het nie. Laat my sommer dink aan 'n rukkie terug wat ek deel was van 'n gesprek waar daar 'n klomp manne om 'n braaivleisvuur gestaan het en hulle begin gesels het oor die prys van ammunisie. Nou weet ek hier's 'n paar ouens wat dalk nou gaan saam kan gesels. Hulle begin gesels oor die prys van ammunisie en is verskriklik ontsteld oor hoe duur dit geword het. Dit is verskriklik duur om te gaan jag. Nou luister ek die storie, ek self jag van tyd tot tyd, pas nog 'n bietjie lang tyd laas wat ek dit gaan doen het, maar ek het nou eendag gesien, ek het nog genoeg ammunisie gelukkig om een keer te gaan jag, dan sal ek weer moet koop, ek sien wat die goed kos, dit is verskriklik, maar ek gesels nie saam nie, want dit het op hierdie stadium met my niks uit te waai nie, want ek is nog reg. Een van die ouens wat verskriklik ontsteld raak oor die prys van ammunisie, vra ek toe vir, hoorie, wat gaan jy hierdie jaar skiet? Nee, ek jag nie, sê die ou. Hy raak so opgewerk, so ernstig oor die prys van ammunisie, maar hy jag nie. Dit het met hom niks uit te waai. Ek en jy, ek dink as ons so mooi gaan dink oor ons lewens, gaan ons agterkom, daar's plekke waar ons betrokke raak, waar dit met ons niks uit te waai het nie. Ons raak kwaad oor goed, waarmee ons niks te doen het nie. Nou, dit is natuurlik belangrik om betrokke te raak by goed wat die moeite werd is, dit wat saak maak, maar soos Jona hier betrokke raak by die kasterolieplant, wat eintlik met hom niks uit te waai. Dis belaglik, soos die ou wat kwaad raak oor ammunisie terwyl hy self nie jag. God is ernstig oor mense. En God is besorg oor mense. Het jy gewonder, wat word van Jona na daardie oomblik? As jy nou met jou oop Bybel voor jou sit, gaan jy sien as jy omblaai as jy in die volgende boek. Jona eindig daar met 'n vraag van God. Jona, hoekom is jy besorg oor 'n kasterolieplant? Maar ek mag nie besorg wees oor mense nie. Nou, dis hoe Jona eindig. Die geleerdes in hierdie gebied vermoed dat Jona self die boek Jona geskryf het, 'n klompie jare later. En dat hy hierdie tipe goed ingesit het, wat hy ingesit het vir 'n tyd, daar's baie nog wat op sy pad gebeur het, wat hy kon ingesit het. Maar hy het nie, hy sit dit in, want dis vir hom belangrik. En hy eindig die boek so, want Jona wil 'n boodskap oordra. Onthou, Jona is 'n profeet. Dis waarvan ons praat nog die hele tyd. Jona sou aan die einde van die boek jou kon sê, die boek gaan nie oor 'n profeet wat ongehoorsaam was. Die boek gaan nie oor 'n vis en of dit werklik was of nie. En of jy dit vandag kan bewys of die teenkant kan bewys. Jy sien, baie mense gebruik die boek Jona om te sê, sien, die Bybel is 'n opgemaakte storie, want dit is onmoontlik dat daar so iets so 'n vis kan wees.
Jona wil eintlik self kom sê, dit gaan nie daaroor nie. Weet jy waaroor gaan dit? En dis hoekom hy dit so eindig. Ons het tweeledige boodskap. Bekering en God wat genadig is. Dis waaroor Jona gaan. Bekering en God wat genadig is. Nineve kom tot bekering. Hulle was goddeloos gewees. Hulle het nie die verskil tussen regs en links geken nie, sê God. God is so kwaad vir Nineve dat hy vir Jona wakker maak en sê, Jona, gaan sê vir hierdie mense, ek gaan hulle doodmaak. Gaan hulle van die aarde af wegvee. Ons het al hierdie storie gehoor. God praat van hom sulke tipe goed te sê. Maar Jona kom en hy preek. En een man, die koning, een man kom tot bekering. En daardie een man roep die hele dorp tot bekering, die hele stad. Selfs die diere, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar selfs die diere het tot bekering gekom. Soos jy wonder of jou hondjie kan hemel toe gaan, klink my so, op ons Jona, hy kan tot bekering kom. Solank hy tot bekering gekom het, maak dit seker. Die hondjie het dan nou tot bekering gekom. Maar een man hoor een boodskap, een preek. Hy kom tot bekering, hy roep die hele dorp tot bekering. En hulle word gered. Hulle bekering maak dat hulle gered word. Dink so daaraan. Wat as hierdie preek van vandag, hierdie preek, een persoon in die kerk raak. En daai een persoon gaan en kry dit reg om die hele dorp wat lei die brand is, tot bekering te bring. En ons word gered as gevolg van een boodskap. Een mens wat tot bekering gekom het. En gaan doen het wat God gevra het. Wat as dit jy is? Wat as God jou wil gebruik om ander mense te lei tot redding? Sien, ons lees hierdie boek, maar ons lees nie die boek nie. Bekering is belangrik. Ek is seker jy wat hier sit, het al in jou lewe tot bekering gekom. Maar so seker soos wat ek is daaroor, so seker is ek dat daar 'n klomp mense daar buite is wat nog nie tot bekering gekom het. En miskien kan ons iets doen omtrent dit. Die volgende gedeelte van hierdie boodskap is, God is genadig. Nou, Nineve het straf verdien. Hulle was op die verkeerde pad. Hulle moes betaal daarvoor. Hulle kom tot bekering en dan weerhou God die straf. Hy sê, ek gaan julle nie verder straf nie. So jy kan dit sien as Nineve wat die regte ding doen, of God wat genadig is. Ek sien dit so 'n bietjie as iets van albei. Nineve doen die regte ding, hulle kom tot bekering en dan is God genadig. En interessant, ek lees die Bybel, en wanneer ek die Bybel lees, dan kom ek agter dat genade kom altyd na bekering. Ek het in die week weer 'n keer gaan kyk, ek kon nou nie die hele Bybel in die week deurlees nie, maar ek het weer 'n keer gaan kyk, is daar 'n geleentheid waar genade gekom het voor bekering? En miskien as jy so 'n geleentheid aan kan dink, dan kan jy my sê na die tyd. Maar ek kon nie in hierdie week so 'n geleentheid kry nie. Dit wat ek raak gelees het, is dat genade kom na bekering. God is genadig, ja. Ek en jy kan nie dit koop nie. Ons kan nie werk daarvoor nie. So in 'n mate kan ons dit nie verdien nie. Maar ons kry dit eers wanneer ons tot bekering gekom het. Here, jammer vir my foute. Jammer dat ek A, B en C verkeerd gedoen het. Help my om dit nie weer te doen nie. Dan beleef jy God se genade. Genade kom na bekering. En wat beteken so 'n boodskap vir my en jou vandag? Bekering is iets wat ek en jy moet doen.
En as jy in jou lewe al tot bekering gekom het, so dalk nodig om weer tot inkeer te kom. Is ek nog op die regte pad? En as jy kan sê, ja, ek is nog op die regte pad, beleef dan die goedheid van God op daardie pad. 'n Fout wat ons baie maklik maak, is ons dink, wanneer dit met ons sleg gaan, is nou God wat ons nou straf. God straf ons, want iewers het ons iets fout gedoen. En dis ook nie hoe God werk nie. Jy sien, is in jou slegte tye wat jy werklik leer om op die Here te vertrou. Werklik om hom te vertrou. Maar is in die goeie tye wat jy moet leer, daar is 'n God op wie ek kan vertrou wanneer dit sleg gaan. So kom ons leer om op God te vertrou, want God is genadig. En wanneer dit met ons sleg gaan, kan ons aanhou op God vertrou, en kan ons weet dat God genadig sal wees, want dis wie hy is. God se genade is vir elke liewe een van ons. Ek wil jou vat na die hoogtepunt van Jona se verhaal. Hier is Jona se hoogtepunt. Jona 4 vers 2. Toe hy nou verskriklik kwaad is en eintlik arrogant teenoor God optree, is hierdie die hoogtepunt in Jona. Ek het geweet dat U 'n genadige, barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde. 'n God wat berou het oor die onheil. Wil jy moet dink aan jou eie unieke situasie. Nou aan Jona dink of aan Ninive dink of jou buurman of iemand anderste wat jy dink op die verkeerde pad is of wat. Dink aan jou eie unieke situasie. Waar is jy vanoggend met God? Waar staan jy met God? 'n Goeie plek of 'n slegte plek? Waar staan jy? Wat is nou in jou lewe aan die gebeur? Waarmee is jy besig? Dink vir 'n oomblik daaroor. Jou situasie. En dan sluit ek af met wat ek en jy weet wie God is. Hoor dit terwyl jy dink aan jou situasie. Ek weet God is genadig. Ek weet God is barmhartig. Ek weet God is geduldig. En ek weet God is oorvloedig in troue liefde. Ek weet God is hier by my. Amen.